Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit 1 Konings 13 verse 1 en 2. Net toe hy daar op die altaar die offer aan die brand steek, kom daar 'n man van God uit Juda aan, wat op bevel van die Here na Bethel toe gekom het. Jerobeam het nog na die altaar gestaan om die offer aan te steek, toe die man van God op bevel van die Here teen die altaar uitroep. Vandag se boodskap is getiteld Wat die Here ons leer. In die begin van hierdie hoofstuk lees ons van die eerste groot godsdienstige fees wat koning Jerobeam gehou het. Die koning het die altaar bestyg om die offerande te bring aan die goue kalverbeelde wat hy laat maak het. En terwyl hy daar staan met 'n skare mense wat toe kyk en die kalverbeelde wat in die son glinster, kom 'n man van God uit Juda skielik vorentoe om 'n kragtige boodskap van die Here oor te dra. Ons weet nie wie hierdie man was nie, maar sy boodskap is vir ons opgeteken. Hy veroordeel die altaar by Bethel en voorspel dat 'n man uit die nageslag van Dawid met die naam Josia eendag die bene van Jerobeam se priesters op die altaar sou verbrand. Jerobeam het nie gehou van wat hy gehoor het nie en het sy hand uitgesteek en sy manne bevel gegee om die man te gryp. God het egter sy arm laat styf word en hy kon dit nie terugtrek nie. Toe hy die boodskapper gevra het om sy arm te herstel, het God dit genadiglik gedoen. Soms ontmoet ons welsprekende mense wat met briljante argumente ons in die versoeking lei om dit wat hulle sê te glo en na te jaag. Ek hoop dat ons eerder die voorbeeld van die naamlose man sal volg. Alhoewel daar 'n groot skare mense was wat geweet het dat Jerobeam se manier van aanbidding verkeerd was, was daar net een man wat sy lewe gewaag en dapper vorentoe geloop het om die koning te konfronteer. Dit maak nie saak wie ons opdragte gee nie. Ons moet dit wat God in sy woord sê gehoorsaam. Dit maak ook nie saak hoe gerespekteerd of godsdienstig die persoon is nie. Ons moet die Bybelse boodskap vertrou en uitleef. Die Here gee vir ons baie geleenthede by byvoorbeeld die skool, met vriende of familie of by die werk, om die een stem te wees wat vir Christus opkom. En mag die Here ons help om dit met moed en toewyding te doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om U, ons Skepper en Verlosser, te mag aanbid. Gee aan ons die nodige moed en vertroue om openlik vir U op te kom, selfs wanneer almal om ons U minag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.